Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 411. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou dit gebeur dat jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek gaan 2 boeke noem. Die een is die boek Hebreërs, Waarheid of Leer, is my heel nuutste boek. Al 5 boek, 500 bladsye dik. Ons het klaar begin terugvoering kry van die boek. Mense is in ekstase. Van hulle sê, prof, ons is besig om inligting te ervaar wat ons in ons lewe in die kerke nooit van gehoor het nie. Waarom? Dus ek nie gaan terug en gaan vra jou pastoor wat jy moes geleer het al die jare. So, die ander een is natuurlijk dan die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, waar ek die pakket het, waar as jy 1 koop, kry jy 1 gratis saam. Het is natuurlijk nog teen die ou prys. Solank as wat die voorraad hou. As jy so belangstel of 'n vraag het of iets met my wil deel, kortliks, WhatsApp nommer 0722367124, webtuiste https://jaffa.co.za, soos dit hierbo is. Sou dit wees dat dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, asseblief gaan na deel 1 begin voor, u te veel inligting gemis. Het is ook uiters noodsaaklik dat u as nuwe kykers en u is verskriklik welkom inteken op die YouTube kanaal, sodat u dan die verskillende kennisgewings kan kry van ons boodskappe, ons studies, as ook ons TikTok boodskappe. Op die oomblik het broer Rudy vir ons die boek hier nog, is dit Abib of Nissan? Ja, is dit Abib of Nissan, die studie waarmee ons besig is. Hy is besig om stuk op TikTok te sit ook. Uitdruk noodsaak, ek het gesê, jy moet inteken op die kanaal. Stuur die kontak vir die vriende en kennisses, almal vir wie lief is. Skryfblok en pen is uiters belangrik. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre aan u al die eer en die prys en die lof en die aanbidding gee vir 'n naweek wat verby is, Vader, waar ons die geleenthede kon gebruik het om die woord van die lewe te saai, om lig te wees en vars brood aan ander te wees. Ek wil bid dat die woord wat gesaai is in mense se lewens en harte groei. Ek wil vanmôre bid, Vader, dat u ons een van siel maak, een van gedagte, en dat u vanmôre in en deur ons verheerlik word. Gebruik ons in die oggendure om dan so ook opgevoed te word in die woord, deur die woord en tot ons Vader. Salf jy woord vanmôre, maak dit lewend, nuwe splinter, nuwe manna, nuwe water. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa, elke Jaffa sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat dit vanoggend vir u 'n groot seën gaan wees. En ons gaan sien dat koning Salomo gaan nou vanmôre bietjie weer met die bruid praat, sonder dat hy dit ooit geweet het, né? Sonder dat hy dit ooit besef het. So ek en u, die dinge wat ons nou doen, mag in die volgende geslag dinge wees as Vader natuurlik weerhou dat Jaffa verskyn, of in 'n maand of in 6 maande, wanneer ook al, dat die goed wat ons nou doen 'n verskil maak in mense se lewens later. Die loon van nederigheid, nou die woord loon beteken, in Engels is reward, dis beloning, die loon is beloning. Om loon te ontvang is wanneer jy gewerk het, jy's geregtig op die loon waaroor gekom het. So nou sien ek, die oomblik as sê die loon van nederigheid, die loon van nederigheid, dan sien ek dat vir ons wie nederig is, in Jaffa, is daar ook beloning, boonbehalwe dat ons die koninkryk beerwe, boonbehalwe dat ons die vrede van Jaffa in ons lewens het ons die guns en die goedheid van Jaffa. Halleluja, is dit nie mooi nie?
Ons wandel in sy goedheid. Ons wandel in Jahweh se voorsienendheid. Hoekom? Dis deel van die loon van nederigheid. Nou nederigheid beteken nie om rondgestoot te word en te sê ja meneer, nee meneer, ja meneer. Nee, nederigheid sê ook ek moet 'n ruggraat hê. Ek moet kan sê nee, wow, dis genoeg. Kom ons gaan verder. So ek moet ook my stand kan staan. Ek sê altyd, dit vat 'n man en 'n vrou met 'n ruggraat om 'n Jahwist te wees. Hoekom? Want daar's aanslag, daar's aanslag, daar's aanslag. En die Satan probeer alles met 'n klein s, nie 'n Satan met 'n hoofletter nie. Die loon van nederigheid is die vrees, nou sê hy van die Here, H-E-R-E, hoofletters in die 33. Kon nooit so gewees, ek nou al 1000 keer gesê, nooit, nooit, nooit in der ewigheid nie. Ek hou net daarvan wanneer ek hierdie mismaakte invoering van die Rooms-Katolieke Kerk in die Bybel sien, om dit te ervaar. Hy sê die loon van die nederigheid is die vrees van Jahweh Almagtig. Ek glo dat koning Salomo het verwys na Jahweh Almagtig. Maar ons weet al die korruptheid wat ingetree het, wanneer die Rooms-Katolieke Kerk dan daarso met die skepping van die LXX, die Griekse weergawe van die Hebreëse woord, wanneer hulle die woord gaan verander het, en dan die bonatuurlike name uitgehaal het, van Jahweh en Jahweh en die Ruach HaKodesh, en dan gekom het met Kyrios, vir God, Kyrios, en God het later Theos geword in die Latyns, en dan sien ons in die 13de eeu, dan word hy Lord, 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 en dan word hy Here in ons Bybels. Ja, snaaks dat een God so baie name kan hê. Dan vra vir Islam of hulle vir Allah ken by enige tweede naam. Nie in jou lewe nie. Nie in jou lewe nie. Die loon van nederigheid is die vrees van Jahweh Almagtig. Nou daai vrees laat iemand dink dit is jy's aan die bewe, ja my meester, nee, dis nie vrees nie. Hierdie vrees is respek. Hierdie vrees is 'n verkeerde vertaling. Jy sien die Tosius en die vrymesselaars wat die Bybel se skep het, die 33 Afrikaanse Bybel. Moet onthou, hulle was deel van die broederbonders gewees, wat natuurlik die arm, die verregse arm van die vrymesselaars was, die broederbonders. En hulle was almal broederbonders en vrymesselaars gewees. En hulle was deel van die drie susterskerke. En hulle kom uit die Rooms-Katolieke Kerk, hulle oorsprong. En hulle het gewerk op vrees. Die Rooms-Katolieke Kerk van die begin, van 34 na Jahweh, waar hy sy oorsprong gehad het gefunksioneer op vrees. Hulle moes vrees in die mense inboesem. Hulle moes vrees dat die kerk moet regiet wees en die kerk moet regeer. En dan verkondig hulle onbybelse goed soos kinderdoop. Kan nie dit vir iemand verduidelik. Snaaks dat al julle predikante nog nooit iemand die gas gehad en oondag met my te praat oor dit nie. En ek praat van praat voor die kameras. Die loon van die nederigheid is die vrees. En daai vrees is respek. Daardie vrees is 'n klomp goed vanmôre wat tot ons voordeel is. Vrees u my? Nee, hoekom sal jy my vrees? Maar het jy respek vir my? Natuurlik. Het ek respek vir u? Natuurlik. Daarom probeer ek altyd om u te gebruik eerder as die woord jy. Die loon van nederigheid is die vrees van Jahweh die Almagtige. Hy sê dit is rykdom en eer. Daar sê hy dit. Dit begin by die loon van nederigheid, die gawe van nederigheid, die beloning van nederigheid is wat? Is wat? Rykdom en eer. En dit gaan nie net oor die rykdom en eer nie. En die eer gaan nie oor wat se tipe titel ek agter my naam skryf nie. Nee. Dit gaan oor die goedgunstige guns van Vader Jahweh
deur Jafashua en die werkinge van die Ruach HaKodesh. Dis wat hier staan. Die loon van die nederigheid is die vrees, dis nie vrees nie, respek van Jahwe Almagtig. Dis eintlik vir, nie van nie, die respek vir Jahwe Almagtig. En dit is die rykdom en eer. En dis nie wat dit stop nie. Hy sê, en die, kyk my vingers, ewige lewe. Is nie nou sommer die lewe nie. Dis die ewige lewe. Waarin lê ons ewige lewe? In die fondasie, wat wie is? Jafashua. Hy kom en hy sê, julle sal lewe, al het julle ook gesterwe. Die guns, om te weet as ons uit hierdie lewe uitlewe, lewe ons by Jafashua in. Hy is die weg, die waarheid en die ewige lewe. Hoe genadig is ons vanoggend om te weet wie ons in sy hand. Hy sê al val 1000 aan jou linkerkant en 10.000 aan jou regterhand. Na jou toe kom dit nie aan nie, want ek sluit julle in van agter en voor en bo en onder ook. Hy maak ons toe. Maar prof, kan jy sien ek is siek? Kan jy sien my liggaam is afgemat? Kan jy sien ek is gedaan? Weet jy wat? Ons het geen waarborg oor hierdie vlees nie. Elke dag wat ons gesond is 'n goedgunstige gawe uit Vader se hand uit. Maar Satan sal wat wil gee om ons almal dodelik siek te wil maak. So, wat het ons? Ons het 'n gawe uit Vader se hand uit. En die rykdom en die eer wat ons ontvang is meer as net finansies. Dis meer net as aansien. Of op 'n platform te verskyn saam met belangrike mense. Dis meer as dit. Dit is die ewige lewe. In Jafashua. En daai spykermerke in sy hande. Wat hy gevat het vir ons 2000 jaar gelede. Meer as 2000 jaar gelede. Hy het dit gevat vir ons. Sodat ons kan lewe, al het ons ook gesterwe. Ons vanmôre ook is nie sommer net 'n klomp hierjuis wat bymekaar gekrap is nie. Nee, ons maak vanmôre uit deel van die erflatingskap, erfgename. Ons is erfgename van die erflatingskap wat Vader Jahwe aan Jafashua gegee het. Hy noem ons nie slawe nie. Hy noem ons huisgenote. Luister wat sê Galate 3:26-29, dit kom dit op by my. Hy sê ons wie in Jafashua geonderdompel is. Daar's nie Jood of Griek nie. Het ons dit? Dit gaan nie oor wie die grootste is nie. Daar's nie vryman of slaaf nie. Die eienaar van die slaaf en die slaaf nie. Daar's nie meer man en vrou nie. Ons almal is een. Ons is een in Jafashua. Halleluja. En volgens die belofte van Vader Abraham, erfgename. Hoekom erfgename? Want ons is uit die saad, die enkele saad, wat Vader Jahwe vir Vader Abraham gesê het. Uit jou sal die saad voorkom. In jou saad. Hy het nie gesê saade nie. In jou saad sal die aarde geseën wees. Halleluja. Waaruit kom die seëninge? Uit die saad van Jafashua. Ja, maar hy's nie deur 'n mens verwerk nie, hy's deur die Heilige, die Ruach HaKodesh verwerk. Ja, maar sy saad van Abraham af. Juda gaan aan Abraham, Juda, die leeustam, wat Josef en Miriam se bloedlyne was. Wie die aardse vader en moeder van Jafashua was. Is dit nie wonderlik nie? Ons is in hom geseën. Ons is deur Vader Abraham, in hom, deur die beloftes wat aan hom gemaak is. Julle sal in 'n land bly, wat julle nie gebou het nie. Het ek en u 'n verwagting
'n verskriklike verwagting van die wederkoms van Jahweh. In hierdie tyd wat ons lewe, die goed wat in die Midde-Ooste aangaan, dit maak my so opgewonde. Hoekom? Want dit skep die klimaat en die atmosfeer waar die Rooms-Katolieke paus kan kom en die verbond kom sluit. Ek wag daarvoor. Ek wag daarvoor. Het ek nou 'n snaakse ding gehoor. Hulle sê dat, en ek dink ek het dit genoem laas week, vinnig, dat hulle sê dat die hoëpriester is nou aangestel vir die derde tempel. Hy's uit Levi en Aaron se bloedlyn. Ek dink sy van is van 'n Merwe, as ek kan reg onthou. Jy sien, dis waarvan ek praat. Hy moet net kan bewys hy kom uit. Jy hoef nie niks te doen. Hoe bewys jy 2000 jaar terug? En dan nog van daar af 1600 jaar. Wie se bloedlyn dit is? Of ekskuus tog, 1070 jaar uit wie se bloedlyn uitkom. Nee, dis totaal en al onmenslik. Oor die DNA bewys. Ja, die mense bekonkel hulle DNA. Ek glo natuurlik, ek vertrou geen DNA nie, want mense werk met dit. Kom ons kom terug op die einde van die dag. Ons is uit die bloedlyn uit. Ons is wedergebore uit Jahweh. Dit maak ons erfgename van dit wat Vader aan Jahweh beloof het. Julle sal 'n stad beerwe wat julle nie gebou het nie. Dis nie hierso nie. Dis nie in Benoni nie. Dit is nie in Namibië nie. Dis nie, nee. Dis 'n hemelse stad. Dis 'n hemelse stad. En die woord sê, daar's nie met hande gemaak nie. Dis 'n geestelike plek. Nou ja, so die tyd ons gevang. Ek bid vanoggend dat hierdie dag vir u 'n voorspoedige, geseënde en gesonde dag sal wees, waarin Vader Jahweh u gebruik. Kom ons wees 'n getuienis vir die koninkryk van Jahweh. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.